Misleiding nommer 14. Is Torah slawerny? As jy die wet van Jehovah gehoorsaam, plaas jy jouself onder die wet, is dit wat dit is vandag? Wel, dit is wat die Christene wel glo. Hulle gebruik sekere verse in Jehovah se woord, wat ons 'n bietjie na 'n paar van gaan kyk, hulle gebruik dit as bewys, dat die Torah afgeskaf is, en dat ons nie meer die Torah of die wet hoef te onderhou nie, en as jy hom onderhou, dan plaas jy jouself onder die wet of onder die Torah. Hulle glo nou met die Nuwe Testament, wat hulle glo is 'n Nuwe Testament, in JC, is hulle nie meer onder die wet nie, maar hulle is onder guns of onder grace. Genade of grace is nie 'n lisensie om te sondig nie, maar die krag van Yahusha in ons om sonde te oorkom. Met ander woorde, ons is vrygemaak van sonde. Ons is nie slawe van sonde meer nie. Dit is die kern van die evangelie boodskap. Yahusha moet in ons leef, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. En met Yahusha in ons, het ons die krag om die sonde te oorkom. Hy kan nie in 'n sondaar leef nie, omdat hy nie kan deel met sonde nie. Nou kom ons kyk na wat se verse die kerk gebruik, of van hulle gaan ons nou kyk, om as rede dat hulle nie hoef die Torah of die wet te onderhou nie. Ons gaan lees van die King James. Jy sit jouself onder die wet, omdat dit onmoontlik is om die wet te onderhou. Dis wat hulle sê. Met ander woorde, hulle sê dat ons liewe Vader, ons hemelse Vader, gee ons wette, wat onmoontlik is om te onderhou, en dan beveel ons om dit te onderhou. Kan jy sien hoe belaglik die argument is? Gaan ons hemelse Vader ons regtig wette gee, wat ons nie kan onderhou nie? Wat is die purpose? Hoekom sal hy dit doen? So kom ons lees die volgende, ons lees nou maar baie sorgvuldig. Ons gaan lees van Romeine 6 vers 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Grace is nie 'n lisensie om te sondig nie. Yahusha het gesê, gaan en sondig nie meer nie. Gaan lees by Johannes 8 vers 11 daarvan. Ja, sonde sal nie oor sy kinders heers nie, omdat met Yahusha in ons, sonde geen krag oor ons het nie. So, Romeine 6 vers 14 is reg, deur te sê, for sin shall not have dominion over you. Hoekom? Omdat ons die krag in Yahusha het om nie meer te sondig nie. En dan gaan hulle na Galasiërs 5 vers 3 en 4 toe. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to the whole law. Dit is waar, omdat die wat besny is, deel van Jehovah se koninkryk is. Ons is deel van sy Torah, en daarom is ons 'n debtor aan die Torah, omdat ons die Torah gehoorsaam. Mense wat die Torah ignoreer, hulle is nie debtors of skuldig aan die Torah nie, want hulle onderhou dit nie. Vers 4. Christ become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Nou, wat jy mooi moet verstaan hierso is dat die Torah gaan jou nie red nie. Soos besnydenis jou nie red nie. En om gedoop te word jou nie red nie. Skus tog. Dit is die gehoorsaamheid aan die Torah wat jou gaan red. Dit is jou gehoorsaamheid aan die Torah dat jy gedoop en besny sal word. Dis nie die handeling van die besnydenis of die handeling van om jou onder water te druk nie, wat jou red nie.
Dit is jou besluit om Jehovah te dien, en dan gehoorsaam jy sy woord. Dit is wat jou red. Gehoorsaamheid aan die Torah is die bewys van jou liefde vir Jehovah. Daarom gehoorsaam jy sy woord. So die woord, die geskrewe woord self red jou nie. Jehovah het gewaarsku. Die Heilige Skrif is van toepassing. Dit beteken, die Tanakh en die hernieuwde verbond is geldig, wat die Christen noem as die Ou Testament en die Nuwe Testament. Daar is nie 'n ou en 'n nuwe nie, want die ou is nie oud dat hy afgeskaf is nie, en die nuwe is nie wat die ou een vervang het nie. Daarom is dit 'n Tanakh en 'n hernieuwde verbond. So Jehovah sê die volgende. Jeremia 9 vers 13 en 14. And Jehovah says, because they have forsaken my Torah, which I set before them, and have not obeyed my voice, nor walked according to it, but they have walked according to the stubbornness of their own heart, after the Baals, which their fathers had taught them. Jehovah sê hierso baie duidelik, omdat hulle met sy Torah weggedoen het, is hulle ongehoorsaamheid aan hom, en nie loop nie meer in sy weg nie, in sy weë nie. Maar wat hulle wel gedoen het, hulle loop agter hulle eie verharde harte, en gehoorsaam die Baal gode. Nou gaan kyk maar in Jeremia 23 vers 27 en sien, wat word die gode genoem wat hulle agterna loop? Baal. Dit is wat Jehovah sê. En wat is Baal in Engels? Elohad, en in Afrikaans Here. En wat noem die Christen hom? Here. So, daar het Jehovah geprofeseer dat hulle dit genoem, en hulle noem hom dit nog steeds vandag. Torah beteken onderrig. Torah is wat Jehovah vir ons gegee het, sodat ons weet hoe om te leef, wat hom gelukkig sal maak. Hy sê in Spreuke 6 vers 23, For the command is a lamp, and the Torah a light, and reproofs of discipline a way of life. Dit is hoe Jehovah wil hê ons moet loop. Jehovah sê dat as jy jou oor wegdraai van die Torah, selfs jou gebede 'n gruwel sal wees vir hom. Dit kan jy lees in Spreuke 28 vers 9. As soeker van die waarheid, bid en vra vir begrip, sodat jy in Jehovah se weë kan loop, sy begeertes doen. Luister na die volgende wonderlike woorde. Psalm 119 vers 18. Open my eyes, that I might see the wonders from your Torah. 119 vers 97 en 98. Oh, how I love your Torah. It is my study all day long. Your commands make me wiser than my enemies, for it is ever before me. So wonderlik. En die volgende twee verse, 119 vers 99 en 100. I have more understanding than all my teachers, for your witnesses are my study. I understand more than the aged, for I have observed your orders. Dit is waar ons wysheid vandaan kry. Nie van jou pastoor se preekstoel nie, of van sy woord. So waar kom Jehovah se liefdevolle toewyding aan sy kinders dan vandaan? Kom ons lees in Nehemia 1 vers 5. And I said, I pray, Jehovah Elohim of the heavens, O great and awesome El, guarding the covenant and loving commitment with those who love you and with those guarding your commands. Jy as gelowige wat hom gehoorsaam, sal sy loving commitment ervaar. Hy hou sy verbond met jou, sy kind.
Ons grootste begeerte behoort te wees die volgende, dat Jehosha ons onderwyser sal wees. Halleluja. Kom ons kyk, Isaiah 2 vers 3. And many peoples shall come and say, Come, let us go up to the mountain of Yahuwah, to the house of the Elohim of Jacob. Let him teach us his ways. Let us walk in his paths. For out of Zion comes forth the Torah, and the word of Yahuwah from Jerusalem. Is dit nie wonderlik nie? Torah is vreeslik misverstaan deur die Christen. Skiet op. Die Torah is tweedoelig. Hy gee vir jou die pad na die ewige lewe, en as jy nie die pad loop nie, is sy doel om jou te oordeel na die ewige dood. Kom ons lees van Romeine 8 vers 1 en 2. There is then no condemnation for those who are in Messiah Yahusha, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, as jy Jehovah se woord gehoorsaam, loop jy volgens die voorbeeld van Yahusha, sy gees. Dan lees ons die volgende. For the Torah of the Spirit of the life in Messiah Yahusha has set me free. Van wat? Vry van wat? From the Torah of sin and death. Die Torah wat jou gaan oordeel. So die Torah wat jy doen, wat jy gehoorsaam, is wat jou gaan vrymaak van die Torah wat jou gaan oordeel van die ewige dood. Dit is jou keuse. Gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid. Lewe of ewige dood. Geen verdraaiing van die woord van Jehovah oor die gebruik van die Torah nie. Hy sal dit nie duld nie. Kom ons lees in 1 Timotheus 1 vers 8 en 9 en 10. And we know that the Torah is good if one uses it legitimately. Met ander woorde, die kerk gebruik dit nie legitimately nie. Vers 9. Knowing this, that the Torah is not laid down for a righteous being. Met ander woorde, hoe sit jy jouself onder Torah as jy die regte ding doen? Jy doen nie. Die kerk vertel jou alleen. Ek lees dit weer. Knowing this, that the Torah is not laid down for a righteous being, but for the lawless. Die Christen is die lawless, want hulle onderhou nie die Torah nie. And unruly, for the wicked and for sinners, for wrongdoers and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers. Vers 10. For those who whore, for the sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and for whatever else is contrary to sound teaching. Wat is sound teaching? Torah gehoorsaamheid. Torah is wat ons leer hoe Jehovah wil hê ons moet leef. Ekskuus tog. Torah is vryheid van slawerny. Slawerny aan wat? Slawerny aan sonde. Torah is nie vryheid van slawerny aan Torah nie. Ekskuus tog. Ek hoop dit maak sin wat ek sê, maar kom ons lees wat Jehovah sê. James 1 vers 25. But he that looked into the perfect Torah, that of freedom, and continues in it, not becoming a hearer that forgets, but a doer of work, this one shall be blessed in his doing of the Torah. Met ander woorde, waar die Christen sê, jy is 'n slaaf aan die Torah, of jy sit jouself onder die Torah, dit is nie die geval as jy Torah gehoorsaam nie. Jy word 'n slaaf aan die Torah, of geoordeel deur die Torah, wanneer jy dit ongehoorsaam is. Daarom sê dit hierso, he that looked into the perfect Torah, that of freedom. Hoekom vryheid? Want die Torah, as jy Torah gehoorsaam het, is jy vry van die sonde. Ons moet onderskei tussen Torah en mensewette. Die Christen weet nie om te onderskei tussen Torah en law nie. Kom ons kyk na 'n voorbeeld in Galasiërs 3 vers 16. For as many as are of the works of the law are under the curse. Works of law, dit is die wet van die mens. For it has been written, cursed is everyone who does not continue in all that has been written
in the book of the Torah to do them. Kan jy sien? Jy is cursed as jy Torah nie gehoorsaam nie, maar die wet van die mens wel gehoorsaam. So jy moet 'n onderskeid maak, wat is Jehovah se wette en wat is mens se wette. Gaan lees maar Markus 7 vers 6 tot 9, dan sal jy sien waar Jehosua vergelyk, waar die mense wette onderhou het, die fariseërs wat die oral law gevolg het eerder as die Torah. Slawerny is om Torah te weerstaan, vir die vlees of mense se wette te gehoorsaam. Kom ons hoor wat sê Jehovah. Deuteronomy 27 vers 26. Cursed is he who does not establish the words of this Torah. And all the people say Amen. 1 Timotheus 6 vers 14 sê, that you guard the command spotlessly, blamelessly, until the appearing of your master Yahushua Messiah. Ons moet sy wette gehoorsaam, spotless, blamelessly. Vryheid van die Torah is om in sy gees te lewe. Vryheid van Torah is wanneer jy Jehovah gehoorsaam, jy nie sondig nie, en dan maak hy sy woning in jou. Galasiërs 5 vers 16 sê, and I say, walk in the Spirit, and you shall not accomplish the lust of the flesh. Dis Jehovah in jou, wat jou die krag gee om sonde te oorkom. Vers 17, for the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are opposed to each other, so that you do not do what you desire to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the Torah. Dit is die Torah van oordeel. Vind jou vrede in die woord van Jehovah en geniet dit om in sy Torah te woon. Psalm 1 vers 1 en 2. Blessed is the man who shall not walk in the counsel of the wrong, and shall not stand in the path of sinners, and shall not sit in the seat of scoffers. But his delight is in the Torah of Yahuwah, and he meditates in his Torah day and night. Halleluja, Yahuwah. En dan maak ek klaar met die volgende. So wat is die gevolgtrekking van hierdie hele saak, of ons Torah moet gehoorsaam of nie? Jehovah sê in Ecclesiastes 12 vers 13, let us hear the conclusion of the entire matter. Fear Elohim and guard his commands, for this applies to all mankind. Torah gehoorsaamheid is nie slawerny nie, maar vryheid om in die gees van Jehovah te leef. Halleluja, Jehovah.